Vrydag aand stap ek so 'n bietjie laat hier in. Dis jeugaand en ek het eers 'n klompie ander verantwoordelikhede gehad in voorbereiding vir wat ook al. En ek stap hier in hierdie saal in. Dis graad 1 tot graad 7 jeug. Net graad 1 tot graad 7. En hier sit 40 kinders. 40 kinders. En in daai oomblik kon ek net nie anders as om te sê, Here, dis gemeenskapskerk. Dis gemeenskapskerk. Nie almal is kindertjies van ons gemeente nie, kindertjies van die laerskool, kindertjies sommer net uit die gemeenskap uit en van hulle, meeste van hulle het ongelooflik baie geniet. Hulle het ietsie gehad om te eet, lekker gejol, was great en ek wil Larissa en Anneke baie dankie julle. Julle is eisters, wonderlik. En Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. Nou, op eerste oogopslag dan sal jy sê, Jesus hou van kindertjies. Natuurlik doen hy. Hy doen, Jesus hou van kindertjies, maar die radikale Jesus moet ons verstaan, hoekom Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom. Onthou, hulle wou eers dat die kinders nie na hom toe kom nie. Hy was besig om te praat en hulle wil nie hê die kinders moet na hom toe kom nie. Hoekom is Jesus so radikaal wanneer hy sê, is iets wat ons vanselfsprekend neem vanoggend en in ons lewens as ons die teks lees, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. Dan is dit iets wat ons vanselfsprekend neem as Jesus hou van kindertjies. Dit is so, Jesus doen. En as dit nie in 'n kerk gebeur nie, dan is dit nie 'n kerk nie. As dit nie in 'n kerk gebeur nie, dan is dit nie 'n regte kerk nie. Want dan sê ons, die kindertjies is nie welkom hier nie. So wat beteken dit om 'n kerkmens te wees? My tema vanoggend, ons is besig met die reeks 'n radikale Jesus. 'n Radikale Jesus wat jou lewe radikaal verander. Wat beteken dit dan? My subtitel is om 'n kerkmens te wees. Nou weet ek nie van, ek gaan nou ongelukkig van die jonger kinders dalk uitskakel. Onthou julle vir Leon Schuster. Hy het daar so 'n ou kleerling tannetjie en hy het hulle almal laat wyn proe. Hy het hulle laat wyn proe. Ou houkswyn, onthou julle dit? Ou houkswyn. En dan proe hulle en dan skiet hulle hierdie advertensie, want dit is eintlik 'n advertensie. Dan skiet hulle, dan vat sy lekker 'n slukkie en sê, ou houkswyn, soos nektar op die tongetjie, so iets in daai lyn. En dan op die ouene, wanneer hulle nou regtig die advertensie moet skiet, dan gooi hy 'n klomp wyn en 'n klomp sout binne in daai beker en as hy daai sluk vat, dan val dat valstande uit op die tafel. En dan hoor jy net in die fliek, hoor jy net piep, 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 piep. So sy nou in tipies Kaap-Hollands plattelandse manier aan die vloek gaan. En wat sê sy dan daarna? Dan sê sy vir Leon, ek is 'n kerkmens. Sies man, ek is 'n kerkmens. Nou laat jy my so vloek. Nou die vraag vanoggend, wat beteken dit dan nou vandag in 2026 om 'n kerkmens te wees? Want meeste mense is kerkloos en kerklos. As jy kyk na ons bevolking, hoeveel mense vanoggend in Sandra? Kom ons vat net Sandra. Hoeveel mense wat in Sandra bly is iewers, of dit nou hier is of die AGS is of dit die hervormde kerk is iewers in 'n kerk vanoggend in 'n erediens. Die persentasie is terrible. En dan sê ons, sonder dat ons dit vir die wêreld sê, as iemand my vra in watter gemeente is ek, dan sê ek NG Sandra. Wat is die implikasie van wat ek nou net gesê het? Ek is 'n kerkmens. Ek is 'n kerkgaande mens, iets wat in 2026 'n bietjie van 'n skaars ding geword het, is om te kan sê, ek is iemand wat kerk toe gaan. En die radikale Jesus het 'n klomp goed hieroor te sê, waar ons nou sal uitkom. En ek wil net hê jy moet vir 'n oomblik, net vir jouself die vraag vra, maar hoekom is jy vanoggend hier? Hoekom is jy vanoggend hier?
Is dit omdat jy die tradisie laat voortbou van jou ouma en jou oupa, wat dit ook al mag wees? Maar hoekom is jy kerkmens? Voel jy dat jy hier by NG Sandra lekker sing en dat daar vir jou, wat is daai woord wat almal gebruik? Ek het kos. Dis wat mense sê. Ek het kos gekry by die Sondagoggend-erediens. Voel dit asof jy 'n ontmoeting met God het op 'n Sondagoggend? As dit die geval is, dan is dit wonderlik. Maar ons gaan nou daarby kom. Ek vra asseblief vir Annetjie Robertson, ons het nie vanoggend 'n slideshow nie, ek wil graag so 'n bietjie meer mense betrek by die erediens, en ons gaan nou 'n bietjie lekker gesels, so julle moet maar julle stoele warm sit, ons gaan 'n bietjie gesels oor hierdie ding. So ek gaan vir ons lees vanoggend Matteus 7 vers 1 tot 5. Daar sê. Matteus 7 vers 1 tot 5. Hierdie is 'n baie bekende deel. Nou moet julle vashou. Dis 'n gedeelte wat julle goed ken. Dankie Annetjie. Tannie Annetjie, ekskuus, Tannie Annetjie. Matteus 7 vanaf vers 1 tot 5. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog, maar jy nie op nie? Hoe kan jy vir jou broer sê, wat ek die splinter uit jou oog haal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Hy graag, haal eers die balk uit jou eie oog. Moet ek omblaai? O, genade. Dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Okay. Matteus 7 vers 1 tot 5, die baie bekende ene, en ons hou daarvan om mense te kap ons met daai ene. Haal eers die balk uit jou eie oog uit, voordat jy die splinter uit my oog wil uithaal. Ons ken daai ene baie goed. Wat probeer dit sê? Wat probeer dit sê? Dit probeer sê, en ons ken dit, sien eers jou eie foute raak, voordat jy jou vingertjie na my toe wys, want jy was nog nooit in my skoene nie. Die bottom line. Voordat jy jou vingertjie na my toe wys, kyk eers hoeveel foutjies jy maak. En dis iets wat ons gereeld sê. Of jy dit nou in die presiese woorde gesê, was wat ek dit nou sê, of hoe dit ook al sê, op 'n manier sê ons dit gereeld vir mekaar. Man, skrob eers die stoep daar by jou huis skoon, voordat jy kom praat oor my stoep. En nou kan ons 'n klompie voorbeelde daarvan gebruik, baie tipe van vormes hoe jy dit nou vir mekaar kan sê, maar inherent sê ons vir mekaar, kyk eers na jou eie foute, voordat jy myne wil kom uitwys. Nou, net om af te skop rondom hoe radikaal Jesus is dit belangrik vir ons om vanoggend te weet. Die Fariseërs was nie almal bad nie. Die Fariseërs, skrifgeleerdes, was nie almal bad nie. Ons probeer in ons koppe, weet ons, dis die Fariseërs en die skrifgeleerdes wat Jesus probeer vasvra het met strikvrae, en dis hulle wat hom op die einde van die dag gearresteer het en hom na die Romeinse ryk toe gevat het, sodat hy gekruisig kan word. Dit weet ons. Maar dit is belangrik vir ons vanoggend om te weet, die Fariseërs en die skrifgeleerdes was nie almal slegte mense nie. Baie van hulle was regtig toegewyde, goeie mense. Daar was 'n paar van hulle wat magbehep was, en dis hulle wat Jesus toe nou tot die kruisiging gelei het. Wat hierdie Fariseërs en die skrifgeleerdes eintlik wou doen in die Joodse tradisie is om mense skoon te kry vir die koninkryk. So hoe beter jy leef, hoe makliker is dit in hulle koppe vir die koninkryk om aan te breek. Hulle moet die reinheidswette en die wette so stiptelik navolg, dan kom die koninkryk. Maar ongelukkig in hierdie proses het hulle 'n klassestelsel ontwikkel. Soos jy is superrein, jy is redelik rein, jy is rein, jy is half onrein, want jy onthou jy laas week, wat het jy laas week gedoen? Jy daar by die kroeg bietjie lank vasgehak.
So jy's half onrein, ons sukkel nog om jou te plaas en dan is jy is bad, jy's onrein. Jy hang by die verkeerde plekke uit vir te lank. Jou vrou is baie kwaad vir jou. Jy is super onrein of jy het nie die reinheidswette nagekom nie. So, toe het hulle begin mense in klasse pak. So dis die probleem. Die Fariseërs was nie almal sleg nie. Maar as gevolg van hulle missie dat die koninkryk kan kom en almal moet rein en skoon wees, het hulle hierdie klasse. So hulle het jou geklassifiseer. Jy ken hierdie tags aan 'n bees se oor. Jy sou of 'n rooietjie gekry het, of 'n groenetjie, of 'n geletjie, of wat ook al. So het hulle jou nie verbaal eintlik maar geklassifiseer. En partykeer het hulle selfs oorgegaan om jou te klassifiseer om vir jou te sê, dis waar jy in hierdie stelsel van klasse val. En ek lees hierdie teksgedeelte en ek wonder daaroor en ek doen my navorsing en ek besef op die plek dat nie veel verander nie. Hulle het mense in klasse verdeel volgens hoe hulle gedink het goeie mense en slegte mense behoort te wees en te behoort te lyk. En toe wonder ek op die plek, doen ons nie dieselfde ding? Ek het hier al gesê, baie mense, as jy 'n WhatsApp kry, en jy sien daar is so 5 WhatsApps, dan scan jy so deur daai WhatsApp en sê, oeg, hierdie persoon is belangrik, ek moet hom nou dadelik antwoord. Ag nee, wat hierdie ou kan maar bietjie tot môre wag. So onbewustelik skep ons hierdie klasse stelsels in ons eie samelewing. Wie is belangrik hier? Wie is belangrik? Van jou vriende gaan jy dadelik antwoord. Van die mense in jou lewe besluit jy op die plek en ek op die plek, ek gaan hulle nie dadelik antwoord nie. Want ek het 'n ranglys van mense wat belangrik is in my lewe. En dis hierdie selfde klassestelsel wat ons nog steeds mee besig is as die klassestelsel wat in Jesus se tyd was. Hierdie tipe van klassestelsel het in Jesus se tyd jou eer aangetas. En doen dit nie maar nog steeds nie. Daar's sekere mense in ons gemeenskap wat jy in jou kop, hoor asseblief mooi, wat jy persoonlik in jou kop sou daar plaas. Joeg, hierdie is belangrike mense. Ek is baie keer selfs te skaam om met hulle te praat. Hierdie is alright mense, hulle is my lekker mense, onthou julle daai 3 boksies. En dan is daar mense wat they're not worth talking to. Ek is nie lus om met hulle te praat nie. En as hulle met jou kom praat, selfs hier by die kerk, dan sê so, ek het nie nou veel te sê vir hierdie persoon. So in hierdie tyd van Jesus was hierdie klein gemeenskapies en hulle reputasie was alles. Jou reputasie was alles. En die Fariseërs en skrifgeleerdes het hulle eie reputasie beskerm ten alle koste. Ten alle koste, en dit is waar ook die reis van Jesus na die kruis toe gebeur het. Vir hoeveel mense is jou en my reputasie belangrik? By sekere mense moet ek my reputasie asseblief beskerm. Dis belangrik. Daar's 'n klompie, handjievol mense by wie ek asseblief my reputasie wil beskerm. En so is ons besig om nog steeds die klassestelsel te leef. So hoe dit gewerk het, en dit is waaroor die teks dan nou gegaan het, en nog steeds gaan, is dat die oomblik wanneer jy kon regkry, as ek kon sê, Pieter, jy het Vrydag aand, het ek jy by die Boskroeg gesien, en jy was eer 1 uur daar uit.
En ek kon dit regkry. Dit het nie regtig gebeur nie. As die Pieter was iewers by die huis of op toer. Hy was op toer. Of was jy in die bos? Mosambik. Same thing. Nietemin, as jy dit kon regkry om iemand se foute uit te wys, dan het jy onmiddellik op daai plek, het jy jou status verhoog en hulle status verlaag. En dis waar hierdie teks vandaan kom. Dis waar hy vandaan kom. Jesus spot eintlik met selfregverdigheid. Ons wat onsself so lekker kan regverdig. En dan in 20 voor Christus, 'n rabbi met die naam van Hillel leer mense, en ons hoor dit in Lukas en in baie ander tekste, jy sal gemeet word met dieselfde maat as wat jy meet. Hoor mooi. Tanya, ek sal jou meet soos wat jy meet, my meet. Ons gaan mekaar mooi meet. As jy my met minder respek hanteer, dan gaan ek jou op dieselfde vlak van respek hanteer. So die maat waarmee jy mense gemeet het, is die maat waarmee God jou ook gaan meet. Dis wat Ben Hillel leer, en dis waar Jesus leer, is uit sy leringe. Die maat waarmee jy my meet, gaan ek jou meet. En dan sê hierdie teks en hierdie lering, sê, die maat waarmee jy mense meet, dis die maat waarmee God jou gaan meet. Dis die grondbasis. En wat doen Jesus? Jesus is 'n radikale mens, hy's 'n radikale seun van God. Wat kom hy? Kom doen hy? Sê hy, luister, hoor die volgende, sê hy, kyk eers na die vierhoutjie in jou oog, voordat jy die vierhoutjie uit my oog wil kom uithaal. Ons meet mekaar, dieselfde maatstaf, God meet jou, hoe jy mense meet. Sê Jesus, die vierhoutjie wat in jou oog is, dieselfde vierhoutjie uit iemand anders se oog? Nee. Hy is radikaal, en nou moet ons hoor, vir die mense wat hierdie woorde van Jesus gehoor het, was dit ongelooflik radikaal, want hulle sou gedink het, Jesus sal sê, vierhoutjie. Wat doen hy? Hy sê, voordat jy die stukkie hout, die splinter uit iemand anders se oog uithaal, kyk eers die balk in jou eie oog. Nou ons noem dit satiriese komedie. Jesus oordryf deur te sê, kyk eers wat is die groot balk in jou oog, voordat jy enige splintertjie in iemand anders se oog raak sien. So hy sê, hy vat hierdie ding wat Ben Hillel en al die ander Jode geken het, en hy vergroot dit in oortreffende traf, en hy sê, kyk die balk in jou eie oog. Nou moet jy vir 'n oomblik dink. Hierdie Jode het hulle is gewoond aan splintertjie. Nou hoor hulle balk. Nou die balk wat hiervan gepraat word, is 'n dakbalk. Dink vir 'n oomblik hoe dit lyk as iemand 'n dakbalk in sy oog het. So Jesus, op 'n baie komiese manier, satiriese manier, kom hy en hy sê, vriende, kyk eers na dit wat jy doen, hoe jy leef, voordat jy enige iets van iemand anders uitwys. Sê Jesus, ons moet nie oordeel nie. Ons mag glad nie oordeel. Sê Jesus in hierdie teks, dat wanneer jy iets in iemand anders se oog sien, metafories, as jy 'n probleem sien in iemand anders se lewe, dat jy glad nie daaroor mag praat nie. Dat jy nou nie vir die persoon mag sê, broer, suster, dis ons in die ou kerk gepraat het, my vriend, jy is besig met moeilikheid. Hierdie ding waarmee jy nou besig is moeilikheid. Sê Jesus, ons mag nie dit doen nie. Nee, hierdie teks sê juis, doen dit met goeie oordeel. Jesus sê glad nie, jy mag nie vir iemand sê, daar's fout met hulle lewe, of as jy 'n dierbare vriend, of 'n kind, as jy 'n pa is en jy het 'n kind, of iemand in jou lewe wat vir jou belangrik is, sê hierdie teks glad nie, jy mag nie vir hulle foute uitwys nie.
Glad nie. Hy verwerp selfregverdigheid. Wanneer jy jouself begin regverdig en om foute uit te wys in mekaar se lewens, as jy lief is vir iemand en jy sien hulle is besig met goed wat hulle vingers gaan verbrand en jy praat nie, beteken dit jy is nie lief vir hulle nie. So Jesus sê nie, jy mag nie vir mense vir wie jy lief is goed uitwys wat jy dink is nie vir hulle goed nie. Natuurlik moet jy. En 'n paar kinders en 'n paar ouers moet hierdie vanoggend hoor. 'n Paar vriende, familielede moet hierdie goed hoor. Maar dis die manier hoe ons met mekaar die balk uitwys wat die verskil maak. Doen ons dit met respek of doen ons dit met disrespek? Paulus sê gereeld, dis belangrik dat ons vir mekaar ons foute uitwys. Die probleem is, ons sien gereeld in ander mense wat ons nie bereid is om aan onsself raak te sien. Ons sien gereeld in ander mense onbewustelik wat ons nie aan onsself wil raak sien. Gaan kyk maar bietjie as jy met mense werk en jy sê vir iemand, moet nie hierdie ding doen nie. Hierdie ding gaan vir jou skade beteken. Hierdie kan vir jou skade bring. Gaan kyk maar baie mooi. Iewers in jou lewe is jy besig op een of ander manier met dieselfde ding, net in 'n ander vorm en dis jou onderbewuste wat besig is om vir jou klokkies te laat lui. Op 'n manier is jy besig iewerster met dieselfde ding en ons wil dit nie aan onsself erken nie. Ons sien dikwels in ander wat ons self nie in onsself wil raak sien nie. Hoe werk dit? Ons sien ander as se foute as karakterprobleme, maar ons eie gedrag as omstandighede. Ek gee vir julle 'n voorbeeld. As iemand in die straat verby jou jaag, daar gat hy, een hengse spoed. Dan het ons 'n manier om vir mense te sê, kom ons sê Benno het verby gejaag, ons weet Benno is, hy doen dit gereeld. Dan sê hy op pad iewers heen, Benno jaag verby. Dan kan ek maklik sê, Benno, jy's roekeloos. Jy's roekeloos. Maar as ek dit doen, pas op, ek is haastig.